Ek het onlangs 'n video gekyk op YouTube waar 'n persoon die verskillende vlakke van gelowig wees, van Christen wees, verduidelik. Hy begin by vlak 1 en hy eindig by vlak 7. Waar vlak 1 daar die verduideliking is van iemand wat sopas tot bekering gekom het, iemand wat nie die geloof ken nie, iemand wat nie die Bybel ken nie, iemand wat opnuut 'n pad met die Here stap. Vlak 2 en vlak 3 en vlak 4 waar dit ons sit in die kerk Christene is, waar God in 'n spesifieke tyd in die week ingedruk word. En ons weet, dit is nie wat van ons verwag word nie, maar dis gemaklik. Dit is eenvoudig en daar word nie veel van ons vereis nie. Na vlak 5 tot 7, waar gelowiges begin om die erns van die evangelie op te neem. Dit wat hulle lees uit die Bybel, dit wat hulle hoor op 'n Sondagoggend, dit wat hulle ervaar in 'n Bybelstudie, op 'n praktiese manier in hulle eie lewens uitleef. En dit het my laat dink aan een van die grootste gate waarin ons elke liewe dag intrap. En dit is hierdie ding dat ons 'n verwagting het van die Here. Gegeewe ons omstandighede, gegeewe ons uitdagings, gegeewe die dinge wat in ons lewens aan die gang is, het ons hierdie ding waarin ons verwag dat die Here op 'n bepaalde manier in ons lewens moet optree. Want dit is mos hoe ons is. Ons het reeds die oplossing. Ons het reeds plan A tot Z uitgefigure. Die Here moet dit nou net doen. Die Here moet nou net daai ding wat ek mee sukkel, moet hy nou volgens hierdie planne uitwerk. En dan is ons amper altyd teleurgesteld wanneer dinge nie uitwerk soos wat dit moet nie, of wanneer jy een of ander snaakse paadjie moes loop om by die ding uit te kom wat dit nou uiteindelik moes wees. Partykeer raak ons kwaad. Hoekom het die Here dit nie gedoen nie? Dit het my laat dink aan Palm Sondag, aan hierdie Sondag, aan ons teksgedeelte hierdie week. Want dit is presies wat Palm Sondag is Jesus Christus wat die verwagtinge van die Jode op sy kop draai en sê, maar dit is nie wie ek is nie, dit is nie hoekom ek aarde toe gekom het nie, dit is hoekom God moet lei, dis hoekom God hierdie pad moes stap. Is nie die Jode se verwagting van 'n politiese leier, 'n politiese Messias wat gaan kom en hulle gaan bevry en 'n nuwe wêreldorde daar stel nie. Nee. Hierdie Messias, hierdie koning, hierdie seun van Dawid kom in die stad nie op 'n perd nie, nie in oorwinning nie, maar op 'n nederige donkie. Die Here kom sê in daardie gedeelte, hy is nederig, hy is sagmoedig, hy is anders as wat die wêreld van hom verwag. En tog was almal geskok toe hierdie Sondag die begin van die einde was. Hoe hy van die begin af, toe hy op pad was Jerusalem toe gesê het, maar dit is waarna toe ek gaan. Dit is die prys wat ek bereid is om te betaal. Dit wat julle verwag en dit wat gaan gebeur, is twee verskillende goed. Hou op om die Here in 'n boksie te druk. En dis hier waar ek jou dan nou die vraag wil vra. Wat wil jy van die Here hê? Soek jy 'n voorspelbare God? Soek jy 'n God wat jy kan sê, dis hoe die Here gaan optree?
soek jy 'n koning, 'n Here wat alle verwagtinge oortref. Positief en negatief. As jy van hierdie video's hou, dan nooi ek jou uit om dit te like. As jy meer van hierdie video's wil sien, subscribe en as jy 'n opinie het oor wat ons vandag met mekaar gedeel het, los 'n komment hieronder. As jy nie weet waarheen jy wil gaan vir hierdie Paasfees wat vir ons voorlê nie, nooi ek jou uit om te kom deel wees van ons Paasfeesvieringe. Baie dankie dat jy die tyd geneem het om na hierdie video te kyk en miskien jou aan te moedig vir die week wat voorlê. Mag jy 'n geseënde week hê. Totsiens.